My volgende gas is teen die tyd wêreldbekend. Ernst Roots was voorheen verbonde aan die Solidariteit-beweging en hy is ook 'n gewese adjunko van AfriForum. Sy onlangse onderhoud met een van Amerika se bekendste joernaliste, Tucker Carlson, is al meer as 35 miljoen keer op X gekyk. Hy sluit by my aan om oor die omstrede onderwerpe van selfbeskikking, betrekkinge met Amerika en Suid-Afrika se posisie in die globale politieke arena te praat. Ernst, ek het na jou onderhoud met Tucker Carlson op X gekyk. En ek was verstom, het was 'n baie nugtere, dink ek, verduideliking en opsomming van die situasie in Suid-Afrika. En Tucker het 'n paar interessante opmerkings gemaak, gesê daar's 'n volksmoord in Suid-Afrika. Jy het hom gekorrigeer daarop en gesê dit is nie waar nie, maar wat het jy gehoop om te bereik met hierdie onderhoud? Ja, dankie. Ek dink dis nie 'n woordvoerder se taak om vir die joernalis te sê hoe hy die vraag moet verwoord nie, maar om natuurlik jou eie saak so goed as moontlik op die tafel te sit. Ek dink wat my hoofdoelwitte was in my voorbereiding vir die onderhoud was om eerstens die punt te maak dat Suid-Afrika se probleme meer dieper liggend is as bloot wie die president is of wie die regerende party is. Dat as ons nou skielik 'n ander president kry of as 'n ander party oorneem, gaan baie van die probleme waarmee ons tans sit nog steeds met ons wees. Tweedens, dat ek glo en ons glo dat die oplossing is een of ander vorm van desentralisering, met ander woorde die regering moet minder mag hê. En aan die ander kant daarvan kan mens sê een of ander vorm van selfregering vir plaaslike gemeenskappe, kultuurgemeenskappe ensovoorts. En derdens dat dit nie net in ons belang is nie, maar dat dit ook in die weste en in die res van die wêreld se belang is om oplossings te vind. Okay, jy praat oor selfregering, maar wat my interessant was as jy het gesê, die weste kyk na Suid-Afrika en dat wat in Suid-Afrika gebeur, gaan eintlik maar die toekoms van die weste tot 'n mate bepaal. Wat bedoel jy daarmee? Ja, daar's 'n paar redes daarvoor. Die hoofrede is eintlik Suid-Afrika is 'n land waar dan al vir 'n tyd lank waar verskillende mense, jy kan self sê verskillende beskawings of verskillende kultuurgroepe in die breë sin van die woord nou al 'n tyd lank saamwoon en probeer om oplossings te kry oor hoe ons dit kan doen. Maar dit aan die een kant, maar aan die ander kant het ons 'n regering wat nou vir die afgelope paar dekades beleidsidees implementeer wat nou al eintlik nou vir 'n tyd lank ons begin nou die gevolge daarvan beleef wat eintlik op hierdie stadium in Europa en in Amerika as oplossings voorgehou word. So Amerika begin nou baie praat oor DEI, Diversity, Equity and Inclusion, maar ons het nou al verlang BEE gehad. En dis nou maar een voorbeeld, maar daar's baie sulke voorbeelde. Grensbeheer, die gevaar, die risiko's van om nie behoorlike grensbeheer te hê nie. So ek glo daar's baie dinge wat die res van die wêreld kan leer deur na Suid-Afrika te kyk. Wat was die reaksie in Amerika en wat sê Amerikaners oor wat in Suid-Afrika aan die gebeur is? En hoop jy dat Amerika ons of julle miskien sal bystaan om tot 'n punt van selfbeskikking te kom, want dit is nie iets wat die regering op hulle agenda het nie. Ja, so ek kan dit sê. Ek het verwag dat die onderhoud taamlike kritiek sal uitlok. Ek het dit selfs in die onderhoud gesê. Wat my verbaas het is die kritiek was bietjie minder as wat ek verwag het, maar twee, die positiewe reaksie het my heeltemal oorweldig. Van Amerikaners? Van plaaslik en van Amerikaners. Ongelooflik die reaksie wat ingekom het van mense wat ondersteunend is, wat boodskappe stuur. Dit was regtig verblydend. En ek dink as die vraag is, wat verwag ons van die Amerikaanse regering? Dis goed dat hulle standpunt inneem. Dis heeltemal reg as hulle America First beleid volg. Ons moet net op die regte manier druk toepas. Nou hierdie vlugteling ding is nou byvoorbeeld 'n groot kwessie. Ek sien mense ten minste op sosiale media wat sê hulle wil dit opneem. Ek weet nie hoe baie dit gaan opneem nie, maar dit is dalk in Amerika se belang, maar dit bied nog nie 'n oplossing vir die probleem hier nie. En ek dink Amerika kan baie diplomatieke druk toepas op die Suid-Afrikaanse regering om sekere beleidsidees te heroorweeg, maar ek dink onderliggend om terug te kom na die vorige punt, dink ek ons moet die gesprek oor die politieke stelsel in Suid-Afrika weer oopmaak. Wat sê jy vir diegene wat jou kritiseer en jou rasis noem, omdat jy vra dat, jy weet, die Zulus moet 'n koninkryk hê, die Afrikaners moet hulle eie federale gebied hê. Wat sê jy? Ja, wel eerstens kan ek sê daai is maar 'n voorbeeld van hoe desentralisering of selfregering kan lyk. Daar's ander forme daarvan. Tweedens, die woord rasisme is nou al so baie rondgeslinger dat dit uiteindelik heeltemal impak verloor. En ek dink hierdie beweringe oor hoogverraad wat lyk nou of dit teen die Solidariteit-beweging en AfriForum ingedien word wat heeltemal absurd is. Dis eintlik 'n goeie voorbeeld daarvan want die beweringe van rasisme het heeltemal impak verloor. Toe begin hulle oorgaan die ouens wat hierdie soort beweringe maak sê nee, dis nou nasies. Toe die nazi-beweringe nou impak verloor en nou is dit skielik hoogverraad. So dis asof hierdie populistiese retoriek eskaleer in so 'n mate omdat die aanvanklike beweringe in die eerste plek
net van die werklikheid verwyder was. So ek steur my nie regtig aan die rasisme beweringe. Jou nuwe inisiatief, die Pionier-inisiatief. Ja. Hoe is dit anders as wat 'n groep soos AfriForum Solidariteit en jy was ook by die Afrikaner Stichting betrokke? Hoe is dit anders? Daar's baie dinge wat die instelling van die Solidariteit-beweging doen wat die Pionier-inisiatief nie gaan doen nie. Ek voorsien nie dat ons by hofsaake betrokke gaan wees, gemeenskappe gaan organiseer, daai soort goed nie. Dit het 'n baie skerp en 'n baie spesifieke fokus en dit is om hierdie kwessie oor die politieke stelsel in Suid-Afrika weer op die tafel te plaas. So dis 'n sterk makropolitiese invalshoek om te sê die probleem is meer as net die regering, die probleem is die politieke stelsel en kom ons begin weer gesprek voer oor want as ons nie hierdie gesprek voer nie, gaan ons dalk met 'n slegter stelsel eindig. Maar dink jy nie dat daai situasie miskien onafwendbaar is nie? Jy is nou al hoe lank betrokke en jy hou die politiek fyn dop en jy is in gesprek, jy voer debat met diegene wat die ANC-beleid ondersteun en aanvoer, dat daar is nie aptyd daarvoor van die ANC en selfs miskien ander politieke partye nie. En as ons nie 'n politieke oplossing het nie, jy weet, waarvoor vra jy? Die probleem is, daar is aptyd daarvoor om die politieke stelsel omver te werp en te omskep in iets wat baie meer... Omver te werp? Op watter manier? Nee, ek bedoel van radikale elemente af, wat dit wil omverwerp en met 'n baie meer radikale stelsel vervang, wat byvoorbeeld nie menseregte het nie, waar daar nie regte vir minderhede is nie. Daar's pogings daarvoor. En ek dink ons moet ook die gesprek oopmaak oor daar's baie goed in die grondwet wat baie wonderlik lyk in teorie, maar in praktyk gebeur dit nie. So die vraag is, hoe kan 'n mens daai soort goed verskans op 'n manier waar die regering, die sentrale regering, baie minder mag het om die soort magsvergrype wat ons tans het te implementeer. En ek is bekommerd as ons nie hierdie gesprek gaan voer van 'n konstruktiewe kant af nie, gaan dit net van die een kant af gevoer word tot ons nadeel. Dink jy alle Afrikaners wil 'n volksstaat hê? Nee, ek dink nie noodwendig so nie. Dink jy die meerderheid wil? Ek weet nie. Ek is oortuig die meerderheid voel dat hulle nie vry is nie en die meerderheid voel dat hulle een of ander vorm van selfbestuur of selfregering of desentralisering of selfbeskikking, wat 'n term is ook al gebruik, wil hê, maar dit kan verskillende forme aanneem. En dis wat ek veral met die Pionier-inisiatief wil doen, is om daai goed te ondersoek, te kyk hoeveel steun is daar vir die verskillende opsies, maar daar's ook idees wat net nie prakties is nie. So om te kyk watter van hierdie idees is prakties en wat is onprakties, en as ons die praktiese idees wil hê, watse stappe moet ons neem om daarmee uit te kom? In die Weste is daai groot beweging, jy weet, om te sê multikulturalisme het misluk. Dink jy daar is enigstens 'n moontlikheid in Suid-Afrika waar die verskillende kulture vreedsaam kan saamleef? Ek dink dit kan. Ek dink dit kan werk, maar ek dink die onderliggende voorwaardes is nie in plek nie en dis die rede waarom dit misluk. Ek dink die aanname tans in Suid-Afrika en ek lyk my in plekke in Europa en in Amerika is dat die aanname vir 'n multikulturele samelewing om te werk is dat jy moet in die eerste plek afstand doen van jou kultuur. Veral ongelukkig as jy wit is of veral as jy westers is, dan moet jy skaam kry oor wie jy is. En die enigste manier hoe mense van verskillende kultuurgemeenskappe in groter respek met mekaar kan saamleef is as daar wederwysige respek is, as mense met vrymoedigheid kan sê, maar ek is 'n Afrikaner en dit is my kultuur en dit is my tradisies en respekteer dit en ek gaan dit nie op enigiemand afforceer nie. Maar daar's baie druk op ons vandag, veral deur die owerhede in Suid-Afrika om te sê ons moet nou afstand doen van ons Afrikanerskap en die soort goed en dit gaan nie werk nie, dit lei tot 'n teenreaksie. Net baie kortliks, kan ons verhouding dink jy met Amerika beredder? Ek dink nie die Suid-Afrikaanse regering gaan sy verhouding sommer met Amerika beredder nie, nie op die koers waarop dit tans is nie. Dit lyk of hulle dit net erger en erger maak. Ek dink wel dat die mense van Suid-Afrika of die gemeenskappe van Suid-Afrika of die burgers of hoe jy dit ook al wil doen, 'n goeie verhouding met Amerika kan hê, maar ek dink Amerika is nog nie klaar met Suid-Afrika nie. Ernst, baie dankie. Dankie. Dit is dan van ons program. Dankie vir die inskakel en maak gerus weer volgende maandag aan, so wanneer ons oor die grootste politieke kwessies van die week sal gesels. Goed gaan, tot dan.